Groet in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks hoofdstuk uit die Nieuwe Testament lees met die doel om ons Christen te versterk en te vernieuwen op 'n daaglikse basis. Vandaag begin ons met 1 Korintiërs en die opskrif lees: Paulus en Sosthenes skryf aan die gemeente in Korinthe en stuur 'n seëngroet. Hierdie brief kom van Paulus: deur die wil van God is ek geroep om 'n apostel van Christus Jesus te wees. Ons broer Sosthenes skryf hierdie brief saam met my. Ons skryf aan die gemeente van God in Korinthe, julle vir wie God deur Christus Jesus vir homself afgesonder en geroep het om sy eie mense te wees. En verder skryf ons ook aan almal, waar hulle ook mag wees, wat Jesus Christus ons Here aanbid. Mag die onverdiende goedheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus met julle wees. Ek sê voortdurend vir God dankie vir julle, want hy het julle op grond van julle verhouding met Christus Jesus met onverdiende goedheid oorlaai. Deur hom het God julle in elke opsig ryk gemaak, ryk in elke vorm van welsprekendheid en kennis. Op hierdie manier is my boodskap aangaande Christus onder julle bevestig. Gevolglik ontbreek dit julle aan geen enkele genadegawe nie, en sien julle gretig uit na Jesus Christus ons Here se verskyning by sy wederkoms. Hy sal julle eintlik vas laat staan, sodat op die groot dag wanneer ons Here Jesus Christus terugkom, geen vinger na julle gewys sal kan word nie. God sal dit beslis vir julle doen, want hy hou altyd by sy woord. Dit is tog hy wat julle geroep het om in hierdie wonderlike persoonlike verhouding met sy seun Jesus Christus ons Here te deel. En nou, liewe broers en susters, pleit ek by julle in die naam van ons Here Jesus Christus om eendragtig saam te staan, een in julle oortuigings. Daar mag nie groepvorming onder julle wees nie. Julle moet van harte saamstem in julle denke en in julle visie. Lede van die huisgesin van Chloe het aan my vertel, my liewe broers en susters, dat daar allerlei striwelinge onder julle voorkom. Ek bedoel dat party van julle sê, ek is 'n Paulus volgeling, en ander weer, ek is 'n Apollos man, nog ander, ek volg vir Petrus, en nog ander, ek is 'n Christus volgeling. Dink julle regtig Christus kan so in stukkies verdeel word? Paulus is tog beslis nie vir julle gekruisig nie, of is dalk in Paulus se naam gedoop? Dis mos onsin. Ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gaius. Want nou kan niemand beweer dat ek mense in my naam gedoop het nie. O ja, ek het ook nog die huisgesin van Stefanus gedoop. Verder weet ek van niemand anders wat ek gedoop het nie. Julle moet vasstaan dat Christus my nie in die eerste plek gestuur het om mense te doop nie. Hy het my gestuur om die goeie nuus te verkondig, en dit nie met allerlei woordkunsies nie, want daarmee verloor die kruis van Christus sy krag. Ek besef hoe belaglik die boodskap van die kruis moet klink vir hulle wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God, soos die skrif sê. Ek sal die wyse mense se wysheid tot nut maak, en die skerpsinnige se briljante idees sal ek van die tafel vee. Wat het dus geword van die filosofe, die boekgeleerdes, die debatvoerders van hierdie wêreld? God het bewys hoe inherent dwaas die wysheid van hierdie wêreld in werklikheid is. Aangesien God in sy wysheid beskik het dat die wêreld hom nooit deur menslike slimheid sou vind nie, het hy dit goed gevind om deur die dwaasheid van ons prediking die wat glo te red. Die Jode wil indrukwekkende tekens hê om die waarheid van die goeie nuus te bevestig, en die Grieke wil 'n vertoon van wysheid hê. Maar ons verkondig die gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit skokkend en vir die heidene is dit absolute dwaasheid. Maar vir ons wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is die gekruisigde Christus die magtige kragwerking van God en die wonderlike wysheid van God. Hierdie goddelike dwaasheid is oneindig wyser as enige menslike wysheid, en hierdie goddelike swakheid is oneindig sterker as enige menslike krag vertoon. Liewe broers en susters, dink maar net terug hoe julle eie situasie destyds was toe God julle geroep het. Gemeet aan menslike standaarde was daar maar min intellektueles onder julle, nie baie magtiges nie baie uitvoeraanstaande families nie. Nietemin het God doelbewus dit wat vir die wêreld na dommigheid gelyk het,
uitgekies om die slim mense skaam te maak en dit wat vir die wêreld na totale swakheid gelyk het, het hy uitgekies om die magtige skaam te laat kry. Inderdaad, vir wat die wêreld onaansienlik en gering lyk, ja, wat vir die wêreld glad nie 'n faktor is nie, het God uitgekies om wat vir die wêreld wel belangrik is, totaal af te skryf. Gevolglik het niemand enige grond om sy bors voor God uit te stoot nie. Dit is deur God alleen dat jy nou aan Christus Jesus behoort. Dit is deur hom dat Jesus vir ons die wysheid van God geword het. Die een deur wie God ons vrygespreek en vir homself geheilig en vrygekoop het, soos die skrif dit stel. Die persoon wat graag wil spog, mag net spog oor wat die Here vir hom gedoen het. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van God, geliefdes, onthou, die Here is lief vir u.